Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in nie skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek, en elke keer het ek gedwaal. Elke keer het hy my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. En wat ek het is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. En wat ek het is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Baie dankie julle. Ons nooi al die maatjies poppekas toe. Julle is baie welkom om hier nader te skuif en hier voor te kom sit, dat ons ander maatjie kan ontmoet wat hier by ons kuier vanmôre. Ek herinner sommer, as daar nuwe mense is, al ons graad 1 tot 6, ons het 2 groepe sondagskool in die oggend, vir die graad 1 tot 3 en vir die graad 4 tot 6, en hulle kom direk na die afloop van die poppekas, kan hulle agter toe gaan. Hallo. O ja, nou onthou jy eers. My aarde. Ons was Vrydag by treintjieskool, so nou is daar 'n paar wat ons herken. Daar hoor ek 'n deur wat kraak. Hier's definitief iemand wat by ons kuier vandag. Wie dink julle is dit? Mimi Mia Smit, Jan van die Lisenheim. Okay, kom ons hoor. Ek dink daai het vir my soos 'n baie harde inkom geklink, so ek dink is dalk Jan. Pas op, daar is hy. Is dit? Dink jy is al twee? Jo, dit sal 'n bonus wees. Dit sal lekker wees om 2 te hê. Okay. Dis Jan. Alright, kom ons roep vir Jan. 1, 2, 3. Tjoe, daar is hy. Môre Jan. Jette, dit het glad nie lank gevat hê. Jy was hastig. Ja, ek moes my skoene vaspak. Okay, alright. Jette, maar jy lyk vir my asof jy op die hardloop is vanmôre. Ek hardloop baadjies. Ek kan al hardloop. Jo, nee, maar daai tipe hardloop, wat oupa sê vanoggend 4 uur op die plaas. Jy kon nie moet opstaan, ons is laat gekyk. 4 uur is 4 uur van
pak in ons ry en oupa wil die trekker ook nog aan, want hy moet by die trekkers en moet in 'n waterpomp. Ek weet nie. Ek pas op, jy gaan my insluk. Jy praat verskriklik vinnig. En toe maak ons so Mimi wakker en Mimi moet help pap maak en ouma sê sy moet nie die pap so warm maak nie, want die pap is te warm. Dan kan ons die pap terug eet. Ons is pap daar erin. Vat ons die pap op die pad en ons het pap. Dit was verskriklik. Stop 'n bietjie, Jan. Ouma sê, Woe! ek sê pap, dit was 'n gemors. Okay, as julle so moeg soos ek nou. Ek kan nie eers hardloop en dan voel ek verskriklik moeg, nê? Wie se oggend? Toe ons die eerste plaas het. Okay, Jan, raak vir my net 'n bietjie rustig, nê? Dink julle so? Was julle oggend ook so besig? Is dit? Oei, jette, hier's een wat ook al oor rol. Haar oggend klink vir my was net so besig geweest. Ook 4 uur opgestaan. Jette, dis dan verskriklik hoe bedrywig en besig die lewe is, nê? Maar Jan, ek dink ons moet 'n bietjie rustig raak. Weet jy hoekom het ons vanoggend kerk toe gekom? Hoekom dink julle moet ons kerk toe kom? Vir God, ja? En vir Jesus? Ons leer van God, ja, belangrik. Wat sê jy? Ons moet by die kerk rus. Kyk hoe slim is hy. Jan, het jy dit gehoor? Ja. Dis die wat die manne so in die kerk slaap. ja, hulle moet nou net nie slaap toe oor rus nie. Hulle moet met hulle oë oop rus, nê. Ons moenie aan die slaap wees nie. Maar nee. Ons moet 'n bietjie rustig raak. Ja. So raak gerustig en dan vertel jy gou vir ons net weer van jou oggend. Bietjie rustiger. Okay. Dit opgestaan. Dit pak gegaan. Ons by die kerk. Dis hy. Dis al wat gebeur het, nê? Ons is baie bly dat jy dit so mooi vir ons vertel. Nou kan ons ook gehoor het, want toe jy so verskriklik vinnig gepraat het, het ons nie mooi gehoor wat gebeur het nie. Jy hoor nie wat sy ouma altyd. Ja. As dit so streeksport is en is so betrein nog in 'n hardop en wat voel hoe skoon gaan los raak so van 'n hardop die dan sê hy bid net vir ons. Ja. Ja. Daar val jou haar uit. My jete, jy het verskriklik vinnig. Ja, ek dink jy moet 'n bietjie kalmer die lewe vat, Jan. Ja, ouma sê as jy grys raak dan weet jy. Dan weet jy. Jy raak net bles. Alright, het julle gehoor wat Jan sê? Rustig raak. En hoe raak 'n mens rustig? As jy bid, nê. Ons gaan vanoggend in die kerk ook daaroor praat hoe belangrik dit is, nê, om 'n bietjie rustig te raak in die kerk en te sing en Bybel te lees. Ons voel sommer beter as ons hier uitstap, nê. En al daai dinge wat hy genoem het, mens raak net so bietjie kalm, nê. Dan besef jy, ek hoef nie so hard te hardloop en ek hoef nie so te jaag nie, kan bietjie rustig wees. So as mamma en pappa bietjie gestres lyk, wat gaan julle vir hulle sê? Bid. Daai een het baie woorde. Wees rustig en kom kerk toe, nê? Dis hy. Nee, hy gaan nie opklim nie. Jan, gaan jy vir ons bid vir oggend? Ons het 'n maatjie. Okay. So, iemand moet asseblief tog ook vir Jan bid om bietjie rustig te raak. Hierdie tweetjies gaan bid. Philip, gaan jy oogies toe hou? Okay. Great. Daar's nog jy kan nog een oogie. Gaan jy ook help, Burger? Okay, 3 oë. 3 oë, dis omdat daar 3 maatjies saamwerk. Alright, okay. En 'n 4de maatjie. Julle moet asseblief net nie vir Jan seer maak nie, né? Daar's hy. Okay. Maak gou toe julle oë dat ons rustig raak, né? Onthou as ons bid, né, dan gesels ons sê, ons kyk hier rond nie. Ons dink aan die Here en ons hoor wat sê die maatjie vir ons, né? Okay. Dankie vir Jesus, vir mamma en pappa, 'n broer en sussie. Dankie vir kos, lekker warm met. Dankie dat ons vandag kerk toe gaan. Amen. Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag. Laat ons kosies eet en 'n lekker warm metjie. Laat ons al by ouma en oupa kan wees en laat ons self kan in die bed wees. Amen. Amen, dis hy. Hallo. Nou toe, baie dankie Jan. Ek dink jy kan 'n russie gaan vat. Daar agter, jy mag maar slaap, ja. Al die graad 1 tot 3's en 4 tot 6'e, julle kan agter toe gaan. Ja. Baie Jan. Baie dankie Jan. Alright.
Dis hy. Okay, nou raak dit sommer rustig in die kerk ook. Ons praat vanmôre oor gebed en nie net daai gebedjies wat ons opskiet wanneer ons in 'n moeilike situasie is of wanneer ons iets nodig het nie, maar 'n lewe van gebed. Om elke liewe dag in afhanklikheid van die Here te lewe en te besef dat gebed is 'n eenwording met Christus. Dis so half om op 'n veilige plek te kom wanneer jou lewe in chaos is en net so weer alles bymekaar te bring. En ek dink baie van ons se lewens is so dat die toutjies in allerlei rigtings gaan, soos wat Jan se hare ook in verskillende rigtings gegaan het. Daar het regtig 'n swart haar uitgeval vanmôre. En net alles so weer bietjie bymekaar te bring. Ek wil 'n paar goed oor gebed vanmôre sê, want gebed kan 'n mens baie lank oor praat. En juist ter voorbereiding van ons Bybelmarathon wat hierdie week gebeur, voor 'n mens iets groots aanpak, hoe belangrik dit is om stil te raak, voor te berei, 'n spasie vir jouself te skep, net 'n bietjie die lewe tot stilstand te bring en regtig te fokus op dit wat die Here vir ons wil kom sê. Daar's dinge in die lewe wat nie werk nie. Soos 'n liedjie wat nie 'n lekker wysie het nie, nê? 'n liedjie wat daar's net geen wysie by nie. Dis net woorde. Daai goed werk nie. 'n de-mekaar garage werk nie. 'n kind wat die hele tyd skree werk nie. 'n kar wat nie mooi gepak is voor jy op vakansie gaan nie. Daai dinge gooi ons lewe omver. En dit het iets met gebed te doen. Gebed bring vir ons ritme. Gebed bring vir ons eenvoud. Gebed bring vir ons rustigheid. En gebed help ons om te beplan en vorentoe te kyk. So daai tipe van goed, as jou lewe dalk lyk soos 'n liedjie sonder 'n deentjie, 'n de-mekaar garage, kind wat die hele tyd skree en 'n kar wat nie mooi gepak is vir 'n vakansie nie, dan het jy gebed nodig. En dis waarna ons vanmôre gaan kyk. Om vinnig net daarby uit te kom, daar het ek vir julle op die bord ook gesit, 'n paar van die elemente van gebed. As 'n mens dink aan ritme, as 'n mens dink aan die ritme van die lewe, die elke dag se op en af en die dissiplines wat ons moet hê, is gebed een van daai dissiplines wat ons nodig het. Dis soos ons weet wat werk. Ons weet as ons verskriklik gejaag het, dan moet ons 'n bietjie rus. Ons weet as 1 2 3, tel tot 1 2 3. Daar's sekere dinge wat eerste moet gebeur, tweede moet gebeur, derde moet gebeur. En ons vergeet dit baie keer. Partykeer doen ons dinge heeltemal agterstevore. Ons begin by die agterpunt en ons kom later eers by die dinge wat ons eintlik moes gedoen het. Ritme is een van daai dinge wat 'n gebed is een van daai dinge wat 'n ongelooflike dissipline by ons wil vestig. Wat wil sê daar moet 'n tyd in jou lewe wees waar jy net stop. Dink 'n bietjie aan die Onse Vader. Die Onse Vader gebed. Daar's 'n sekere patroon aan daai gebed. Dis 'n voorbeeld wat die Here gegee het. Dis nie die enigste gebed wat ons moet bid nie. En ons gaan vanmôre ook na een van die gebede van Dawid kyk in die Psalms, maar jy sal agterkom daar's 'n ritme daaraan. Daar's 'n tipe van 'n patroontjie van wat die Here wil hê wat daar moet in wees. En voordat hierdie Onse Vader gebid is, daar in Matteus 6 as jy gaan kyk, staan daar om die armes te help, om te vas, om te bid. Die Here leer vir hulle hierdie basiese beginsels in die lewe. Bybel lees, omgee, bid, vas. Dis die dinge van die lewe. Dis wat ons ritme, dis wat ons aan die klop hou en aan die lewe hou. Belangrike dinge vir ons om stil te raak, om afhanklik te raak, om aan die lewe te bly en in die lewe te wees. En gebed is een van daai dinge. Eeue oue ritme, wat vir jare al werk. En so probeer ons almekaar nuwe maniere, nuwe dinge in ons lewe toepas. As 'n mens Jeremia, dis een van my gunsteling versies wat daar op die bord is, Jeremia 6 vers 16, waar die Here sê, jy kom by al hierdie paaie, watter pad sal ek kies? Kies die eeue oue pad, wat ons weet wat werk, wat al lankal wat die Here vir ons uitgeloop het. Dis die pad wat die beste vir ons gaan wees, en dis die pad waar jy rus gaan vind. En dis wat die Here vir ons wil kom sê, ritme. Gebed bring daai ritme in ons lewe. Eenvoud, die tweede ene. Ons weet almal hoe gekompliseerd ons die lewe kan maak. En die Here kom sê vir ons deur die Onse Vader en al die gebede wat hy in die Bybel ook vir ons as voorbeelde gee, kom sê hy vir ons het nie 'n stortvloed van woorde nodig nie. Jy hoef nie die nuutste te hê nie. Jy hoef nie die slimste te wees nie. Jy hoef nie baie te hê nie. Jy hoef nie die verste te gaan nie. Jy hoef nie die beste in alles te wees nie. Dit hoef nie geld te kos nie. Dit hoef nie baie te wees nie. Eenvoudige dingetjies in die lewe
is wat regtig werk. Ons weet dit. En so versamel ons, so is ons kastel weer vol. Ek pak altyd as ek my laaie moet regpak, dan is dit vir my so 'n lekker gevoel. Waar begin ek nou en hoe sorteer ek al die goed uit? Dan haal ek die pen in die uitveer, in die liniaal uit en ek gooi die res weg. Dis 'n wonderlike gevoel. Gooi eerder weg dit wat ek nie nodig het nie en dit wat ek net weet wat die basiese dinge is. 'n Bed, 'n kussing, 'n bord kos. En ons gaan veral vandag oor hierdie eenvoud praat, om net weer terug te kom, dis hoekom Tannie Poppy is nou nie hier nie. Maar ek wou dit ook baie eenvoudig maak. Net 'n kers op die tafel in die Bybel, dis waar die belangrike dinge in die lewe lê. Touzier, hy's 'n bekende teoloog, het hierdie gesê, en ek dink dis so mooi wat hy dit opsom, is amper soos 'n gebed. Hierdie kan ons ook bid. Distractions must be conquered or they will conquer us. So let us cultivate simplicity. Let us want fewer things. Let us walk in the Spirit. Let us fill our minds with the Word of God and our hearts with praise. In that way we can live in peace, even in such a distraught world as this. Mag dit dalk ook jou gebed wees vandag as dit by jou resoneer. Die derde ding, rustigheid, ongelooflike rustigheid wat gebed vir ons bring. Ons het dit in Jan se storie ook gesien, om net te slow down. Dit was vir my so mooi, ek het, hulle is nou nie vanmôre in die kerk nie, maar toe ek die doopgesprek by hulle huis gaan doen het verlede jaar, nou het jy sekere teologiese goedjies wat jy moet bespreek, en jy moet deur so 'n hele sessie gaan, en hoe meer ek praat, die oudste dogtertjie wat nou nie gedoop word nie, maar sy skree, sy is ontsteld oor ek daar is, seker. Sy wil niks hoor van ek wat so baie praat nie, sy soek nou die aandag van haar pa en haar ma, en sy gooi tantrums, en sy is rarig ontstuimig. En ek gee toe nou maar op, het help ek probeer praat nie, ek sê soos, okay, sien julle Sondag, maar kom ons bid net saam. Ek begin bid, tjoep, stilte. Sy sê nie 'n woord nie. En toe hou ek maar aanbid, en ek bid, en ek sê, okay, daai, onthou julle wat julle nou moet doen, en wat julle, toe gee ek maar die hele lesie, wat ek in elk geval wou gepraat het, in my bidstem, maar net hoe belangrik het is, om te pause, stil te raak, en dis wat gebed doen. Die Onse Vader, net voor die Onse Vader het Jesus vir hulle gesê, gaan na jou kamer toe en maak die deur toe. Nou baie van ons bid in die kar, of ons bid sommer hier, waar ons iewerste in 'n krisis is, wat alright is, maar hoekom sê hy, gaan na jou kamer toe en maak die deur toe? Want is 'n moment, ek sonder my af, en ek raak bietjie rustig. Hoekom dink julle wag ons in die dokter se spreekkamer, so verskriklik lank in daai wagkamer? Daar's 'n rede. Dis voorbereiding, dis pos net so bietjie, baie van ons raak ontsteld omdat ons so lank moet wag, sodat dit heeltemal die verkeerde effek, as jy so lank moet wag. Maar net daai skakel af, en doen iets anderste. Ons moet stop. Stop help ons, en keer ons, om sonde te doen. As ek net, so nou en dan net, stop, en nie net hardloop en in 'n rigting inslaan nie, maar net dink 'n bietjie. Tel tot 10. Keer ons om woede te hê, dit keer ons om op verkeerde paaie te loop. Baie van ons is so ongelooflik aandagafleibaar, en ek dink in vandag se tyd, waar jy op jou selfoon is, ek het nou die aand probeer bid in die bed, ek lê al so aan die slaap, en nou wil ek bid, hier kom 'n kind in, hier piep 'n selfoon, hier, is ek net soos, dis hoekom die Here sê, gaan en sonder jou af, gaan op 'n plek, raak rustig. Ons het soveel afleidings in ons lewe, in hierdie besige lewe. Mans het natuurlik nie daai probleem nie, hulle doen mos net een ding op 'n slag, en hulle is dan ook so goed daarin, so, dis ons wat dalk waarskynlik daai probleem het. Wagkamers van die lewe. Daar's 'n rede hoekom ons wag voordat ons slegte nuus moet kry, hoekom jy in die hospitaal in die wagkamer moet sit voor die dokter na jou toe kom. Dit vertraag net so bietjie, al die besige pas in ons lewe, die dinge wat ons ontstel, net 'n moment van stilte. So volgende keer, koop die tyd uit met gebed. Gebruik daai tyd wat jy het om te wag, om te bid. Die laaste een waarna ons vanmôre gaan kyk, en dis wat ons dan in die Psalm wat ons met mekaar gaan saamlees, baie duidelik gaan sien, is beplanning. Dit help ons om weer te fokus op die dinge, om 'n plan te hê, om die Here eerste in ons lewe te plaas, om aksie vorentoe te beweeg. Nou dat ek al hierdie dinge gedeel het met die Here, wat moet ek vorentoe doen? En dis presies wat Dawid gedoen het. Ons gaan met mekaar saamlees vanmôre Psalm 27 as 'n gebed, en bietjie kyk hoe Dawid hierdie ritme en dissipline en eenvoud
rustigheid en beplanning gebruik het in sy gebed. So kom ons sluit net die oë voordat ons met mekaar Psalm 27 gaan lees. En dit is so belangrik, ons vat dit as vanselfsprekend om met mekaar saam te bid voordat ons die Bybel lees. Maar daar's 'n baie bepaalde rede hoekom ons dit doen. Want ons het nou 'n klomp goed gepraat, almal se kop is op verskillende rigtings, maar om rustig te raak en te sê, nou fokus ek op dit wat die Here vir my wil kom sê. Nou van die Soccer World Cup gepraat, ek het nou Dinsdag by die skool gepraat, en Enrico het nou aangesluit by die sokker, die finale is vandag iewerste, dink ek. En so ongelooflik mooi om te sien in die Soccer World Cup, ek kan 'n hele preek daaroor doen, oor hoeveel keer het spanne gestop, saam gebid voor mekaar, selfs met die opponente saam gebid, nadat hulle sopas 7-1 vir hulle gewen het. Dis die eerste keer in Soccer World Cup wat dit so sigbaar is. Vir ons is dit as vanselfsprekend. Ons bid elke keer voor ons 'n vergadering het, ons spanne bid by die skool voordat hulle 'n game speel. Maar hoe wonderlik is dit om mense bymekaar te bring en net te sê, kom ons vat net 'n oomblik. Ons hanteer ons verlies of ons hanteer ons oorwinning, maar ons gee erkenning aan die Here. Ongelooflike mooi ritme wat ons gesien het. So kom ons sluit die oë en raak rustig voordat ons Psalm 27 met mekaar saam lees. Liewe Here, baie dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om met U tyd te spandeer. Ons weet wat werk en dit is om tyd met U te spandeer en om 'n lewendige verhouding met U te hê. Here, wanneer ons vanmôre uit U woord uit lees, dan leer ons meer van U. Maar ons sit ook en ons maak onsself oop, ons stel ons harte oop en ons ore oop, sodat ons ook net van U kan ontvang, sodat ons ook net kan U teenwoordigheid kan indrink in ons lewe. Ons kom vra nie net dinge nie, Here. Ons stel nie net eise nie, ons kom kla nie net en ons kom kerm nie net nie. Maar ons kom sit ook net rustig onder U boom en ons wil ook tyd met U spandeer vanmôre. Wanneer ons dan hierdie woorde van Dawid vanmôre lees, mag ons besef dis dalk hoe ons lewe ook lyk. Dat ons bietjie die handbriek moet druk, die pausknoppie moet druk en dat ons net weer besef watter dinge werklik werk en wat ons nodig het. En dis om 'n lewe van gebed te hê, om gereeld by U te kom aanklop en om gereeld tyd met U te spandeer. Maak ons rustig, Here, maak ons harte ontvanklik vir U woord. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit U genade. Amen. Psalm 27. Ek het hom hier op die bord ook gesit, dis 'n Psalm van Dawid. Dawid het waarskynlik hierdie Psalm het hy geskryf terwyl hy definitief in nood was. Ons gaan nou kyk na wat se nood het hy waarskynlik ervaar, maar dit was een van die psalms wat Dawid dan bo aan staan daar, dit is 'n Psalm van Dawid, so ons weet dat hy dit geskryf het. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here. Terwyl ek neerkyk op my vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kan kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek darm nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja,
vertrou op die Here. Amen. Ons kan uiteindelik net daar afsluit. Wat so mooi is van hierdie psalm, en ek dink dis wat die Here ook vir ons wil hê, dat ons in ons gebedslewe moet besef, is dat baie keer is die lewe ongelooflik te mekaar. Ons gaan in alle rigtings in, dinge is verwoestend, daar is hierdie vreesaanjaende dinge. Dawid is ook in daai netwerk vasgestrengel, in hierdie vreesaanjaande dinge. Maar iewerste, nadat hy gekla en gekerm het, terwyl hy praat met die Here, in hierdie stilte is, besef hy eintlik dit wat hy al lank al geweet het. Dat die Here is goed, die Here is groot, hy gaan tot sy redding kom, en daarom kan hy aangaan met die lewe. So eenvoudig soos dit, besef hy in hierdie psalm, en ons gaan gou vinnig na daai momente kyk. So vreesaanjaend roep hy uit na hulp. Hy praat van sy ma en sy pa, wat hy verloor, of moontlik kan verloor. Van hierdie goeders het regtig in sy lewe gebeur. Hy is waarskynlik bang op hierdie stadium vir Absalom, hy vlug of vir Absalom of vir Saul. Ons is nie seker vir watter een nie, hulle sê nie vir ons in die Bybel nie, maar hy is besig om weg te kruip van een van hierdie. Fisiese gevare, maar ook emosionele gevare. Hy is bang, mense gaan hom aankla, hy is bang, hy gaan sy ma en sy pa verloor, hy noem al hierdie dinge. En as ons dit na ons eie lewe toepas, dan dink ek ons lewe bestaan ook uit 'n spektrum van dinge, klomp dinge, wat jou jaag, wat jou moeg maak, wat jou lewe gekompliseerd maak, waarvoor jy bang is, waarna jy opsien, wat jy moet doen, wat jy nie moet doen nie. Daar is soveel eise op ons lewe, en die lewe is messy. Julle gaan nou, die van julle wat die Bybel marathon gaan lees, Dinsdag of Woensdag in die Ou Testament, moet nou nie jou ding gaan skuif hierna nie, gaan moeilike goed moet lees, messy goeters, oorlog, geweld, verskriklike dinge wat gebeur het, en ons dink, hoekom staan dit in die Bybel, wat gaan aan? Dis die realiteit van die lewe. En Dawid weet dis die realiteit van die lewe, hy weet ook God weet, dis die realiteit van die lewe. Daarom kom pak hy hierdie goed uit, en God sê nie vir ons, die lewe is maklik nie. God sê nie vir ons, waarmee is jy besig en hoekom stres jy so, en hoekom is daar al hierdie dinge in jou lewe nie? Dit was in daai tyd ook so gewees. Hy weet dit, dis 'n realiteit. Maar hoe hanteer ons daai realiteit? Ons het 'n wapen om dit te kan hanteer. En die Bybel weerspieël die regte lewe, die koue dinge van die lewe. Ons lewe nie in 'n bubbel nie. En ek dink baie keer vergeet ons dat ons lewe nie in 'n afgesonderheid nie, maar ons kan ons afsonder in hierdie besige lewe en net weer eens besef dat die Here regtig daar is. Nou Dawid noem al hierdie dinge op in sy lewe wat gebeur, wat so verskriklik is, maar hy vra nie, dis baie interessant dat die Here dit moet wegneem nie. Hy vra nie dat hy moet wegneem nie, want hy weet eintlik dis die realiteit van die lewe, en ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Jy mag vra dat die Here iets uit jou lewe uit wegvat. Jy mag vra dat hy jou moet beskerm teen iets verskrikliks in jou lewe. Jy mag vra dat hy dit weerhou. Daar's niks meer verkeerd nie. Maar dis nie die hoofding oor hoekom ons bid nie. Is om te vra dat die Here goed uit ons lewe uit moet wegvat nie. Ons bid om regtig hom nommer 1 in ons lewe te plaas. En te besef, môre gaan daar weer iets rof wees in ons lewe. Môre gaan ons vir nog iets erger bang wees. Maar dit moet nie jou hoofding wees nie. Die hoofding is om die Here se aangesig te kry en te besef dat ten spyte van my moeilike lewe wat ek het en die uitdagings en die teleurstellings wat ek het, is God net soveel groter. Hy het dit in die holte van sy hand. En ek kan dit letterlik in sy hande oorlos. Dis nie sy hoofding nie. En ons gebed in ons lewe kan nie daarop berus nie. Oor ek vra vir iets en die Here gee dit vir my, of hy vat dit weg van my, of hy beskerm my daarteen, want partykeer gebeur dit nie so nie. Partykeer vat hy dit nie weg nie, partykeer gebeur dit nog steeds, en net om by daai absolute eenvoudigheid uit te kom. Die Here is mal oor eenvoud, en daarom gee hy vir ons 'n eenvoudige gebed wat ons kan bid, in die Onse Vader, en in hierdie gebed wat Dawid ook gebid het. En die evangelie is eenvoudig, dis letterlik eenvoudig, die Here kom gee dit vir ons. So Dawid is ongelooflik oorweldig deur al die dinge wat in sy lewe gebeur, en wat dalk nog nie gebeur het nie, maar hy het 'n eenvoudige plan, en hy fokus op hierdie wonderlike vers 4, hierdie een ding wat in die lewe, wat vir hom belangrik is. Al hierdie dinge wat in jou lewe gebeur, al hierdie chaos, al hierdie uitdagings, maar een ding staan vir hom uit in vers 4. Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon
om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. In die Hebreëus is dit so mooi, daai een ding is soos 'n 1, 'n dubbele 1, 2 ene. Okay, dan sit nou nie meer 1 nie, maar 1. Dis soos 'n verskriklike 1, 'n baie groot 1. Daar's net een ding waarop ons moet fokus. Baie goed gebeur, maar een oplossing, een ding, een doel, wat ek weet wat dit beter sal maak. En dis wat gebed doen. Dit bring ons net weer by daai fokus van een ding. Nou, julle ken daai baie bekende storie, ek het dit al hier gebruik ook vertel, maar dit bly vir my mooi, van die balle wat ons in die lug moet juggle. Hoeveel balle kan jy lekker in die lug juggle? Wie's goed met juggle? Nee, ek het dit, nee, okay, hoeveel kan jy, Connor? 2 balle. Okay, en Connor sê hy's goed. Het jy nie gesê is goed nie? Ek tog jy steek jou hand op, okay. 2 balle kan Connor. Wie kan meer as 2? Nee? Henrico, okay, sy pa. Hoeveel balle kan jy? 3, okay. Maar meeste van ons lewens is daar 10 balle wat gelyk gebeur. Dis chaos. Ons kan nie 10 balle juggle nie. Ons gaan gewoonlik net op 100% fokus en dit in die lug kan hou. Nou daai een ding, vir baie van ons is dit ons werk. Vir baie van ons is dit dalk jou man of jou vrou, of jou sport, of jou hobby, of jy wat jy ook al het. Jy kan gewoonlik net op een ding fokus, jou kinders, jou droom. En dis die hartseer ding daarvan, is dat ons fokus op een ding, ons fokus so, ons sit al ons energie en ons tyd en ons passie en ons moeite, dalk in jou kinders, dalk in jou werk, en dan stel hulle jou te leer, of dit werk jy uit nie, of jy verloor het, of jy is te pletter dan. Want hierdie een ding waarop jy al jou aandag gegee het, collapse, en jy het nie aandag gegee aan al die ander dinge nie, so daar's niks meer anders te waarna jy kan gryp nie. Alles is dan tot niet. Dis wat baie keer in ons lewe gebeur, dis die een scenario wat gebeur. Die Here sê nie, jy het die probleme nie, ek kom terug by die begin, hy weet van ons realiteit, hy sê nie vergeet daarvan en fokus net op my nie. Hy sê nie vee dit onder die mat en asof dit nie gebeur het nie, en lewe net in die babbel van die Here is by my nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê nie, skep jou kinders af, of moenie al jou liefde op jou kinders sit nie. Dit is onverantwoordelik om vanmôre te sê, moenie oor jou kinders worry nie, worry net oor die Here. Moenie jou werk so goed doen nie, jy weet, lees net Bybel. Die Here vra nie dit van ons nie. Hy weet ons het balle in die lug. Dawid het balle in die lug gehad. Hy weet dit. Wat hy van ons vanmôre vra is net, fokus net meer op hom. Sit meer energie op hom. Dis die bal waarop ons moet fokus. Dis die bal waarvoor ons moet kyk. As ek vir daai een bal kyk, dan kan jy blykbaar al die ander 5 balle ook in die lug. Dit werk nie, moenie dit by die huis probeer nie. Maar ons kan op een bal fokus. En dis net ons geloofslewe. Die Here se bal. Dis die bal waarop ons kan fokus en dit gaan help dat ons al die ander balle in die lewe ook kan hanteer. Dat ons kinders op die regte manier liefhet. Weet dat hulle nie altyd daar gaan wees nie, dat ons hulle moet let go. Weet dat jou werk nie vir jou vreugde altyd gaan bring nie en genot gaan bring nie. Dit vind ons in die Here, maar dat ek daai balle nog steeds in die lug kan hou. Wat Dawid sê is, hê vir God meer lief as al die ander dinge en moenie jou vreugde gaan soek op daai plekke nie. Dis wat vers 4 vir ons so baie mooi sê. Daar's 'n paar verse in die Bybel wat ons hieraan herinner. Ek het net so 'n paar 3 opgesit. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding, so eenvoudig, een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Lukas 10, hierdie praat hard met almal van ons. Martha, julle onthou, Martha was verskriklik besig geweest in die kombuis, en dis nie dat sy nie in die kombuis mag werk nie, en dat die kos nie belangrik is nie, en dat die huishouding nie belangrik is nie, dat die kinders nie belangrik is nie, dat die werk en die man nie belangrik is nie, maar die Here het vir haar gesê, al hierdie dinge wil jy nou klaarmaak. Alles wil jy nou klaarmaak. Jy kan nie alles nou klaarmaak nie. Doen een ding op 'n slag. Dis wat hy eintlik vir haar sê. Die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommer oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Een ding is nou nodig. Nie almal van hulle nie.
Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Maria wat by Jesus se voete gerus het. Daar's een ding waarop jy nou kan fokus. En jy weet wat daai ding is waarop jy moet fokus. So Dawid in sy chaos, ek wil terugkom, ek het daai slide eintlik afgeskiep, ek wil net gevindig daar uitkom. In sy chaos, wat gaan hy doen? Hy gaan een ding doen. Hoe gaan hy dit doen? Ons gaan nou daarna kyk en hoekom werk dit. Hoe gaan hy dit doen? Hy sê dit daar baie mooi vir ons weer in vers 4. Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek hierdie een ding, nommer 1 in my lewe plaas, my hele lewe lang in sy huis woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Dis die eenvoud van die lewe. Skryf daai versie neer of onderstreep hom. My hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Daai woon in die huis, dis die woordjie tabernakel wat hulle in die Ou Testament gebruik het om die Here se teenwoordigheid in hulle lewe te sê. Tent, wie hou van kampie? Okay. So daai kamp lyk lekker, né? Daar's hulle kamp met liggies en alles, né? Kamp, eenvoud van die lewe. In die Bybelse tyd was kamp al, ek sukkel nog met daai kamp, maar dit is ek hou van glam camping. Maar daai absolute eenvoud om te woon by die Here, daai tent opslaan, dwel, tabernakel, tent. Jonathan Edwards, hy is ook 'n bekende teoloog, het gesê as jy by hom woon, dis nou die Here, sal dit vir jou onmoontlik wees om vrede te hê met sonde. Wanneer jy by hom intrek neem, nou woon beteken ek trek in. As jy na 'n hotelkamer toe gaan of jy's op reis en jy pak jou tas uit hier, jy voel nog nie tuis hier. As jy so uit die tas uit lewe, jy moet jou goedjies daar uitpak en jy moet jou klere in die kas sit en jy moet ten minste 'n week of 2 daar bly, dan begin dit soos huis voel. Intrek neem beteken ek raak gemaklik met hom. Ek raak gemaklik met die Here. Ek ken hom. Dit beteken hy sê daar in sy tempel. Nou die tempel beteken ek kom by sy woord uit, ek spandeer tyd met hom, ek leer ken hom. Tempel was 'n ongelooflike heilige plek in die Ou Testament gewees en in die Nuwe Testament waar hulle na die Here toe gegaan het, baie keer baie bang gewees om te gaan, want hulle het met vrees en bewering gegaan, want ek ontmoet nou die Here God homself en hy gaan my foute ken. Hy gaan sien hoe stikkend ek is, hy gaan sien hoe verkeerd ek is en op wat pad ek is. Maar wanneer jy by hom woon en jy kan jou skoene uitskop en jy kan die yskas oopmaak en jy kan bly daar, gaan jy agterkom hoe ongelooflik lief hy vir jou is en dat hy genade vir jou het. En dit gaan ons nie net met 'n skietgebedjie hier en daar kry nie, maar wanneer ons regtig gaan woon by die Here en in sy teenwoordigheid gaan wees. Wat baie mooi is daai wat ek op die bord geskryf het. Ek hou daarvan om soms net op te hou bid, bedoelende woorde te gebruik en net te staar na bo. Dis hoekom die Here sê so eenvoudig. Dit gaan hand aan hand om te staar, om te belewe, 'n ervaring met hom te hê, 'n koneksie met hom te hê en hom te ken. Om ook te bid, woorde te gebruik, sy woord te lees, om hom beter te leer ken. Daai 2 goed ongelooflik belangrik. Spandeer tyd met hom en leer van hom. Dis waaroor die lewe gaan. En dis wat gebed ons leer. Is raak rustig, spandeer tyd met hom en leer van hom. Meer as wat dit net 'n masjien is waar ek 'n klomp goed in my lewe kom vra. En dis wat ons hoop om met die Bybelmarathon hierdie week te doen, is om meer van hom te leer, om sy stem te hoor en om tyd met hom te spandeer. Want hoe meer ek gaan lees, hoe meer gaan ek hom leer ken. En hoe meer gaan ek besef, ek het daai versie al gehoor, maar is nie net 'n versie nie. Dis die Here se genade, die Here se liefde en sy skoonheid. En dan kom Dawid by die laaste, wanneer hy al hierdie goed gesien het, ek sê nie die vreesaanjaende situasie, ek gaan op een ding fokus, ek kan nie op al hierdie 110 goed fokus nie, ek gaan op een ding fokus, en hierdie een ding beteken, ek is nou by die Here, ek leer van hom, ek hoor sy stem, nou het ek 'n plan, nou het ek moed, want hy kom terug by vers 6, hy sê, in vers 7 althans, waar hy sê, ek vertrou op die Here, ek besef nou weer wie hy is, ek het so 'n bietjie vergeet, want ek het te besig geraak, maar ek besef nou weer wie hy is, en jy vergeet van jou probleme. As ek U het en besef wie ek aan my sy het, sal ek nie bekommerd wees oor enige iets wat gaan gebeur nie. Om af te sluit en te kom by ons Bybelmarathon, voordat jy enige iets groot gaan aanpak in jou lewe, voordat ons preek,
voordat ek werk toe gaan, voordat ek 'n belangrike vergadering het, voordat ek Bybel gaan lees, die Bybelmarathon wat ons met mekaar gaan hê. Raak rustig, wees eenvoudig, beplan, bid. Die Here vra dit van ons, so eenvoudig om net tyd met hom te spandeer. En die Bybelmarathon vat dit so amper half alles vir my mooi bymekaar, want dis eintlik soos vastyd, want ek sonder my af en ek vir 4 dae gaan ons min slaap en ons gaan regtig fokus op een ding en dis op die Here. En as ons gaan Bybel lees, is dit nie net van ek lees 'n versie nie, maar ek verwag dat die Here my daar gaan ontmoet. As ek iets in my binneste het wat ek graag wil hoor, dan wil ek dit vir die Here sê en ek wil hom aanroep. Ek wil regtig hê dat hy my moet help en ons wil 'n biddende gemeente wees. Ons wil terugkom by, ons is baie eenvoudig, ons is simpel mense, né? Julle is nie simpel nie. Maar ons wil 'n simpel gemeente wees, wat bid en Bybel lees, omgee vir die armes en die Here se stem hoor. Eenvoudige dinge. Bid vas, Bybel lees en omgee. Bid vas, Bybel lees en omgee. Mag dit ons ritme wees. Die gemeente in Handelinge 2 is my altyd so 'n mooi voorbeeld, want daar staan 'n klomp dinge en aan die einde van daai hoofstuk sê dit, wat hulle heel hartig toegelê het, hierdie mense wat nou by mekaar gekom het, dis waar die eerste kerk begin het, eerste gemeente, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. En hulle het gegroei by die honderde, by die duisende, as gevolg van dit. Eenvoudige, simpel dinge. Jakobus 4 sê, jy het nie, omdat jy nie bid nie, so leer om te bid. 'n Gees van gebed. In elke herlewing, ek het klomp mooi, ons het tydens die Pinkstertyd ook 'n klomp mooi herlewings. Groot goed wat gebeur het altyd met gebed begin. Iewerste met 'n oproep, of met 'n hulpkreet, my lewe is stikkend, of met iewerste waar ek die telefoon moes optel, of waar ek moes 'n bevestiging kry, of wat ook al, maar dit het gebeur met 'n gebed. Mag ons 'n gemeente wees wat leef en beweeg. Ons tema vir die jaar, wat met vrymoedigheid na die Here toe gaan, wat bold is om na die Here toe te gaan en met hom tyd te spandeer, wat bold gebede bid. So mag jy hierdie week tyd uitkoop, al kom lees jy nie fisies nie, tyd om met die Here te spandeer. 4 dae nooi ons julle uit, maar jy kan jou eie 4 dae, jou eie 2 dae, jou eie 1 dag, enige dag, elke dag, met die Here tyd spandeer. Koop die tyd uit. Kom ons sluit die oë. Here, ons wil vir U vanmôre baie dankie sê dat ons hierdie uur kon uitkoop om op U te fokus, en mag dit daarom die een ding wees wat ons hier kom soek by die kerk, is om tyd met U te spandeer, om rustig te raak en om terug te kom na die eenvoud van die lewe. En ons gaan almal ons eie paadjies weer hier vandaan oral heen hierdie week, waar ons 'n klomp uitdagings het, 'n klomp balle wat in die lug gehou moet word. Maar Here, mag ons tyd uitkoop om te fokus, om te wag, om te vertrou, om te hoor en om rustig te raak. Here, baie dankie dat ons weet ons kry dit by U. En ons wil daardie eenvoudige gemeente wees wat op die basiese dinge fokus. En dit is U. Dankie Here dat U ons balle in die lug hou, dat U elke bal in ons lewe ken en dat U steeds ten spyte van daai balle vir ons ongelooflik lief is, ons innooi in U lewe in. Here, mag ons daagliks by U tabernakel, by U tent opslaan en by U kom woon, gemaklik wees in U spasie en besef dat U groot is, dat U goed is. Ons vergeet dit wat ons al lankal reeds weet, maar gebed is daai manier om ons net weer te laat fokus op die dinge wat regtig saak maak. Here, ons bid dat hierdie week, wanneer ons die Bybel gaan lees en wanneer ons hierdie projek aanpak, hierdie uitdaging aanpak, dat dit meer is as net 'n klomp woorde. Maar dat ons U regtig sal ervaar, dat ons daai krisisse en daai balle wat ons uitdagings is, dat ons dit by U voete kan kom neerlê. Dat ons U hart sal leer ken en dat ons net sal fokus op die een ding wat regtig vir ons belangrik is, Jesus Christus. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit U genade.